Tanya, vandag is dit 'n ander gesprek wat ons voer en ek kan eintlik nie my dankbaarheid en trots wegsteek oor 'n dipstel wat ek ontwikkel het vir wild en beeste en in die toekoms oor skape wat se patent nou uiteindelik geregistreer is en dat ek dit kan bekend maak met bitter baie jare se navorsing hier agterna. En ek hoop dat hierdie patent, die Dipmaster, in die toekoms vir boere baie gaan beteken, want hier is geen arbeid by betrokke nie, hier is geen stres by betrokke nie, hier is nie 'n kragbon by betrokke nie. Al wat hierdie dipstel vereis is dat hy korrek in 'n drukgang of in 'n hek of in 'n bomma se ingang moet opgestel word, sodat jy die dier kan dwing om op die toestel te trap, wat geen kragbron benodig nie, en dan gaan hy enige volume van 8 tot 10 mil per trap op 'n dier saggies op die skouer en op die kruis of agter op die bout uitlaat. Hy kla nie, hy behoort nie aan 'n vakbond nie, hy het nie 'n kragbron soos ek gesê het nie, en jy stel ook nie jouself of jou werkers bloot aan dipstof nie, wat in die toekoms 'n baie belangrike faktor gaan word. Maar voordat 'n mens met 'n dipstrategie met so 'n dipstel soos die Dipmaster begin, is daar 'n paar goed wat 'n mens baie graag vir 'n boer of 'n wildprodusent of 'n beesprodusent moet sê. Bosluise is nie 'n maklike ding nie. Alles wat die mens nog ooit na 'n bosluis toe gebring of gegooi het en gemaak het, het 'n bosluis iewerste 'n jaar of 4-5 daarna oorleef en homself daarteen weerstandig geselekteer. Daar's meer bosluise vandag en meer weerstandige bosluise vandag en baie groter bosluisprobleme vandag as wat daar ooit was met al die gewe en almal wat in die mark betrokke raak. Dis omdat boere en produsente nooit of net ingelig word oor dit wat nodig is om 'n produk te verkoop, terwyl daar 'n hele onderbou van bosluisbestuur is wat nie aan mense verkoop word nie of oorgedra word nie. Nou, die agtergrond tot 'n strategie met die Dipmaster berus op ekonomiese, betroubare inligting. Baie goeie kennis van die bepaalde ekologie waarbinne hierdie dipstel moet werk en kennis van die vyand waarmee gewerk word. 'n Slim bosluisbeheerprogram wil die getal bosluise op 'n plaas strategies verminder en in die proses bosluisverdraagsaamheid by diere ontwikkel. Belangrik, bosluise moet op jou diere kan en mag voorkom, want wanneer hulle 'n dier byt, is die immuunstelsel veronderstel om in te skop en teenliggaampies te produseer wat die bosluise natuurlike invloed kan onderdruk. Dit is 'n baie gevaarlike faktor om beeste, om dit so te dip dat beeste naïef is teen bosluisbyte en bosluise se invloede. Hierdie is belangrik. Wat op hierdie plaas gebeur of op 'n boer se plaas gebeur, kan nie op 'n ander plaas toegepas word nie. Bosluisbeheer se effektiwiteit kan beïnvloed word deur interne parasiete soos wurms of lewerslak wat nie behandel of in ag geneem word wanneer daar bosluisbeheer op hulle toegepas word nie. Lewerslak is en breinmaagworm by beeste en so ook ander wurms by wild is 'n baie gevaarlike ekonomiese aspek wat beter bestuur moet word of met inligting bestuur moet word. Bosluise is 'n formidabele organisme soos wat ek in die begin genoem het, want hy het nog alles wat die mens na hom toe gebring het hy oorkom. En biljoene dollars in navorsing is al gepleeg om bosluise dood te maak en uit te roei met absolute geen sukses. En al die pogings wat vandag in die mark is, het boere gewoon met weerstandige groepe bosluise gelaat wat net die boer die prys voorbetaal. Bosluise het met mag en mening alles oorkom en hulle self teen die dipstowwe weerstandig geselekteer. Bosluise het hulle self bewys dat hulle ook baie doeltreffende
genetiese oorlewingsstrategieë besit om in vele klimaatstreke aan te pas en hulself dan suksesvol te vestig in baie klein mikrohabitatte op 'n plaas. Bosluise speel in die natuur 'n baie belangrike grens. Hy trek die grense daar. Bosluise wil 'n dier wat nie in 'n omgewing of in 'n grens of op 'n plaas of 'n klimaatstreek hoort nie, uithaal. Die mens het die vermoë aangeleer om te dink dat hulle met gifstowwe en chemiese beheer en met slim praatjies die natuur se grense kan skuif. En alhoewel dit 'n baie lelike uitdrukking is, probeer God speel oor die natuur, wat nie kan gebeur nie. Bosluise trek die grense en bosluise en ander parasiete sal vir jou 'n baie duur les leer as jy nie vir hulle in ag neem met wat jy doen en wat jy op 'n stuk grond neerplaas in terme van wild en bees nie. Bosluise, naas hulle ekonomiese invloede, het 'n baie belangrike ekologiese rol om te speel. Hulle is deel van die voedselketting van natuur. Daar's baie voëls en ander organismes wat op hulle teer en wat op hulle vreet. En ek het al gesien dat, lyk vir my, hierdie mynas is amper 'n beter bosluisvreter is wat die bosluisvoeltjie is. Bosluise ontwikkel genetika en genetiese seleksie onder diere. Hulle teiken vreemdelinge, soos gesê, wat nie in 'n streek gehoord nie, verswak hulle sodat roofdiere hulle kan uithaal. Bosluise is die een rede waarom daar in vele gebiede nie geboer kan word nie en waar die natuur se eie gang moet gaan. 'n Dier wat nie in 'n habitat hoort of natuurlik daarin voorkom nie, sal 'n natuurlike risiko wees om mee te boer. Bosluise dra naas bosluisgedragte siektes ook homostatiese organismes oor aan mens en dier. Dit is bakterieë, toksiese stowwe in ons speeksel en ander ongunstige patogene. So dis nie net die siekte, die bosluisgedragte siekte wat van belang is. Die bosluise speeksel is uiters toksies. Bogenoemde is eintlik, wat ek nou genoem het, is eintlik maar net enkele faktore wat bewys dat bosluisbeheer nie 'n liekrake faktor is nie. 'n Mens wat net instorm en skop en slaan met enige gifstof is verskriklik dom. Daar's baie studies in die verlede gedoen. Daar's 'n enorme bron van baie waardevolle studies wat in die vroeë Suid-Afrika gedoen is deur uitstekende wetenskaplikes. Ek kan vele van hulle opnoem. Prof Horak, Arthur en Eloise Heine. Ek het nou Arthur se van vir die oomblik vergeet, maar hulle het enorme baie skrywes gedoen wat beskikbaar is. Maar dit help nie dat hierdie navorsing gedoen is, die bosluis geïdentifiseer het en sy siektes geïdentifiseer het en hom beskryf het, en die boer sit nie met 'n stuk gereedskap in die hand om hierdie bosluise te beheer nie. Van die 37 spesies van belang wat ekonomies belang het, is daar regtig betroubare inligting om hulle te beskrywe en hulle karakter en hulle voorkoms en siektes en invloed op mens en dier oor te beskrywe. Maar die studies het bewys dat bosluise binne unieke eienskappe, nie generiese eienskappe van 'n ander bosluis nie, binne 'n bepaalde spesies se eie unieke eienskappe beheer moet word. Dit help nie jy weet iets van 'n blou bosluis wat 'n 1 gasheer bosluis is en jy wil 'n beheerstrategie op 'n 3 gasheer bosluis of op 'n 2 gasheer bosluis toepas nie.